van toe af toe my pa rede was, toe het ek heeltemal die Here afgeskryf en ek was kwaad vir hom omdat ek gevoel het, jy weet die Here het my verlaat en ek het vir hom gevra om vir my pa daar te wees en ons het hom nodig gehad as 'n familie. Hallo julle. My naam is Jandro, vir die wat my nie ken nie. Dit is die eerste keer wat ek my testimonie aflees, so ek wil net sê dis 'n groot voorreg. Welkom aan die gaste. Ek hoop julle geniet julle tyd hier so saam met ons. En alle prys aan die Here en ek hoop dat elk van julle wat hier so sit, uit my testimonie ietsie kan vat en dat die Here aan julle sal openbaar wat geopenbaar moet word en vir die wat op die kamera kyk. So, ek is 23 en my storie begin, ek het 'n groot addiction probleem gehad met drugs en goed. Het lang terug begin met verkeerde vriende, toe ek graad 8 was en alles het begin by 'n sigaret. Ek het 'n baie close verhouding met die Here gehad, maar ek het my pad heeltemal duister geraak. En ja, dit het begin, soos ek sê, dit begin by addiction en ek het my pad duister geraak, my pa het kanker gekry en van toe af toe my pa rede was, toe het ek heeltemal die Here afgeskryf en ek was kwaad vir hom omdat ek gevoel het, jy weet die Here het my verlaat en ek het vir hom gevra om vir my pa daar te wees en ons het hom nodig gehad as 'n familie. En na dit het die dinge tussen my en my ma ook so 'n bietjie weggebreek en dit het so ver gegaan dat ek opgeëindig het om lewensdreigemente teen my eie ma te maak. En dit is hoekom ek vandag hier so is by School of Fire. En is baie interessant hoe die Here 'n paadjie het met 'n mens. Ek het baie teëgeskop om hulp te kry en goed. En die Here het my hier kom sit teen my eie wil om vir my te wys dat ek hom nodig het. En dis alles 'n dank aan die Here, weet mense is baie hardkoppig, maar die Here sal altyd sy way kry om jou op die pad te kry as jy luister na hom en jy jou oë oopmaak om hom te volg. En vanaf ek hier by School of Fire gekom het ek my eerste keer gedoop, groot gedoop. So amen, prys sy naam vir dit. Dankie Here vir dit. Ek dink 'n groot probleem in mense se lewens is maar ek dink 'n groot probleem is liefde, 'n lekker liefde. Ons as mense ons almal het liefde nodig. Waar dit in die Bybel staan dat God liefde is. En daar's 3 goed wat belangrik is. Ons moet geloof hê, ons moet hoop hê, ons moet liefde hê. Maar die grootste een van hulle is liefde. En ek dink almal van ons hierso wat hierso sit vandag het baie van ons het 'n tekort aan liefde is hoekom ons die keuses gemaak het wat ons gemaak het, dis gedryf het tot waar ons gekom het. En ek het myself ondervind dat om dit op te gee vir die Here is vir ons is soms baie moeilik en ons vind dit in verkeerde maniere. Maar ten stryde van dit alles as jy jouself oorgee ten volle vir die Here en jy sê Here vat dit, dan sal hy dit vir jou wegvat. En ek dink 'n baie belangrike ding om te onthou is dat liefde en vergifnis hand in hand gaan. Jy kan dit nie van mekaar afskei nie. As jy goddelike liefde soek, moet jy dit by hom gaan soek eerstens voordat jy dan enigiemand anders of by jouself gaan soek. En soos ek sê, vergifnis en liefde gaan hand in hand. As jy nie iemand kan vergewe nie, kan jy nie vir hulle liefde hê nie. En as jy nie iemand kan lief hê nie, kan jy hulle nie vergewe nie. So en daai begin ook by hom, nie by ons nie. So die antwoord is om ons self neer te lê as niks nie en ons self te gaan soek by die Here, voor sy voete, voor sy altaar in sy perfekte liefde. En ek dink dis 'n baie moeilike een vir baie van ons. Maar dis hoekom ons moet dankbaar wees dat die Here vir ons altyd nog 'n kans gee. En ons moet regtig 'n kans aangryp wanneer ons dit kry, wanneer ons die Here hoor met ons praat en net vir hom elke dag danksegging gee en lof gee vir wat hy vir ons doen. En in sy perfekte liefde lewe met vergifnis. En ja. So ek kan vandag sê vandag is dag 3, dag 4 wat ek opgerook het, sigarette. So ek prys sy naam. Prys sy naam. Dis nie maklik nie. Dis nie maklik nie, maar wat ek vir julle kan sê is na amper 10 jaar van wat ek konstante addiction gehad het met klomp dwelms en goed ook en 'n groot alkoholist was en sy naam het my verlos en dit
dit begin om net, soos ek gesê het, om jouself oor te gee vir hom. En 100% vir jouself oor te gee aan hom. En die stryding gaan kom met die Here toets jou. En hy maak jou sterker elke keer. En voor jy dit kan uitvee, gaan jy sien hoe sterk jy in die Here geraak het, jou verhouding wat jy bou met hom, en soos jy oor dinge gaan. So ja, julle, dankie dat julle vir my geluister het. Dit is my klein vinnige testimonie. En ja, ek hoop dat julle ietsie kan vat van dit. Dankie.